aanddiens is ons praise and worship aan. Onthou dit, kom ondersteun ons worship warriors en kom loof en prys en besing die Here volgende Sondag aan. Nou, hier is 'n belangrike afkondiging, luister asseblief mooi. Die 30ste is volgende Sondag. Ons gaan volgende Sondag die nagmaal vier. Nie die eerste naweek by die 6de September is nie, want Dr. Lemmer Du Plessis is die 6de September hier by ons vir 'n spesiale diens. So nooi ook dan vir die 6de September, familie en vriende, die wat nog nie vir Dr. Lemmer ontmoet het nie, hy het 'n fantastiese bediening, jy gaan dit ter harte geniet, en kom deel ook in dit wat hy gaan met ons gesels oor die wegraping, en oor die Bema oordeel, die loon wat ons sal ontvang, en ook dit wat daarmee gepaard gaan. So dis wat hy Sondag met ons sal bespreek, is nie 'n reeks nie, hy's net Sondag môre en Sondag aan die 6de November hier by ons. Dan het 2 afkondigings van Algoa Park, onthou ons opsiener, pastoor Cyril Kruil is daar. Nou, hulle is 'n praise and worship aand, ons het uitgestuur op die gemeentegroep, is R20 per persoon, die 29ste Augustus, volgende Saterdag. Kom 6 uur die aand, as jy die Here wil loof en prys en in 'n groter formaat, die Here by 'n lofprys en aanbidding wees, sal die volgende Saterdag jou geleentheid wees om 6 uur. Dan die 3de Oktober het ek my hand opgesteek en vir pastoor Cyril gesê, ek sal my gemeente bietjie intrek en hulle sal saam met my kom stap en ons sal jou ondersteun. Ons het dit ook al uitgestuur, ek sal dit weer uitstuur, is die 3de Oktober, dis R30 'n kaartjie, stap vir Jesus, en ons gaan in Algoa Park, gaan ons 5 kilometer om en naby die kerk, gaan ons 5 kilometer stap, en al daardie fondse gaan vir Algoa Park gemeente se boufonds. So ek wil net op hierdie stadium, ek gaan nou in die week die kaartjies haal. Kan ek net hande sien, wie gaan saam met my stap, sodat ek daai kaartjies kan kry. So ons het 5 dae, 6, 7, 8. Nee, kom nou julle. 9, 10, 11, 12, 13. Nee, kom stap saam. Ek het gehoor jy kry 'n boereposrol en 'n koeldrank by vir jou R30. So, kan ek nou sien wie se hande het. Asseblief, ek gaan vir ons 30 kaartjies kry, ek hoop julle kan ons my ondersteun daarin. En dan gaan stap ons almal saam die 3de Oktober daar na Algoa Park, en ons bemoedig mense en ons wees daar. Let's be present. Amen. Amen. En dan laastens wil ek graag vir my vrou Amanda, is sy hier sit sy voor my, ek wil haar net gou 'n geleentheid gee om 'n afkondiging te doen vir die Sondagskool. En daarna gaan ons oor na ons lofprys en ons aanbidding toe. Waar gaan ek vir jou mikrofoon gee? Sal jy nie bly my manuskrip nie? Ek is so bly, I like so mooi. Okay, so my idee het gekom, ons is besig om geld in te samel vir die Sondagskool, soos julle almal weet, doen ons 'n muntinsameling, maar hierdie jaar wil ons dit bietjie anders doen. Ons wil vir elke persoon wat kan, wil ons so 'n kruis gee, en jy plak jy munte bo op die kruis. Dan gaan ons hierdie kruis vat, ons gaan daar agter vassteek, ons gaan dit nie uit lê, soos sit dan die tradisionele manier nie. So, wie van julle sal belangstel om 'n kruis te vat, om coins te doen? Ons sê, kan jy net staan vir my asseblief, ons kan dit daar julle uitdeel as dit moontlik is. Ek weet nie, ons gaan genoeg nie. Ons het opgestel, maar die wat vandag kan kry, die wat nie vandag kan, net hulle name opgee, asseblief vir Amalia en by Chris Marie. En asseblief, vir die afsluiting vir dit is die 13de September, wil ons dit asseblief terug hê. Dit is gaan vir die Sondagskool, ons wil ons hulle graag uitvat, hulle werk hard, hulle speel hard,
en hulle bid hard en hulle is lief vir die Here. Die mense wat nog gelek, kan ek net julle name? Ek gaan vir julle lyste agter sit. Skryf asseblief net julle napies maar op die likes. Anders gaan dit net te lank vat as ons dit dan net doen. Ja. Okay. Dan het ons 'n verrassingkie vir julle. Amolia, ek gaan die lyste agter sit maar net julle napies ek kan op die likes. Ons vir die Sondagskool leer van die Here en ons gunsteling liedjie op die oomblik is Maak my toe onder die bloed. Ek weet nie wie van julle ken hom nie. Ek wil graag vir die kinders vir die Sondagskool moet opkom. Ek wil graag vir die gemeente moet staan en dit saam met ons sing. Ons gaan julle leer hoe dit werk. Julle kan staan sing met my. Dit is baie belangrik mense om ons die bloed van Jesus oor ons pleit, oor ons kinders pleit, oor ons werke, oor ons finansies. En dit is wat ons die kinders leer. Pleit die bloed van Jesus, al is jy hoe klein. Pleit dit oor jou ouers, pleit dit oor jou maatjies. Okay, dis 'n liedjie wat ons julle gaan leer, ons gaan die moves vir julle leer. Dit is baie maklik. Ons sing nie dieselfde woorde oor en oor en oor. Is julle reg? Baie Hold on. That's Amen. Kom ons gee 'n lofroep vir die Here. Halleluja. Amen. Ons is lekker om in die huis van die Here te wees. Sê vir die naam soos bly is hier vanmôre. Amen. Vanmôre gaan ons nou lekker sing, ons gaan vir die Here sing. En hom al die lof en eer gee vanmôre. Weet jy is geliefd van God. Hy is hier vir jou. Kom ons sing lekker saam. God sorg vir die mossies. God sorg vir die diere. God sorg vir die plante. God sal vir jou sorg. Glo jy dit vanmôre? Dat jou God sorg vir jou? Kom ons sing lekker saam.
part of that army, Lord. We proclaim it this morning, Here. Here, ons is hier vanmorgen, Here, om al die lof en al die eer om U te bring, Here. Here, ons hande, ons was op vanmorgen, Here, terwyl ons sing minder van onsself en meer van U, Here. Want Here, ons smag meer na U, om soos U te wees. Here, so vraag gee ons U al die lof en al die eer vanmorgen, Here. Daar is werklik, Here, niemand beter dan U nie. En vanmorgen kan ons net lof en eer aan U gee. Wil U nie net daar waar U is, U geliefdes, bietjie uiting gee, dankbaarheid teenoor die Here, daar waar jy staan nie. Praat bietjie met hom, sê vir hom dankie. As jy gebedsversoek het vanmorgen, bid dit tot hom vanmorgen. Kom ons praat 'n bietjie met die Here vanmorgen, deel met hom vanmorgen. Te sê, Here, hier is ons. U ken ons, het ons by die naam geroep. En Here, so kan ons sing van die grootheid, die goedheid, die majesteit. U is almagtig, Here. Here, U sorg vir ons, U kyk uit vir ons, Here. Ons gee U al die lof en al die eer. Dankie, Here. You give life, You are love, You bring light to the darkness, You give hope, You restore every heart that is broken. Great are You, Lord. You give life, You give life, You are love, You
kan die sitplekke neem, maar net aansit daar so worship warriors. Ek sou so bly so kom in 'n groet my. En sy sê, pastoor, jy was nou so lank as hier met 2 boodskappe bring vanmôre. Dan sê ek, nee, is reg, kom ons binne. So hier is die eerste een. Ek het julle gemis. Hier regtig, al wat jy kan doen as jy so seer het, is jy kan nie eens slaap nie. Jy sit regop in die slaap. Die wat al 'n skouer gehad het, sal weet waarvan ek praat. Nou kan ek saamvat. Dit is, jy sit regop, jy lê nie. En as jy die dag braaf genoeg is om te gaan lê, dan moet jy opkom. En wie in daai tyd, die Engelsman het 'n woord, reminisce. You find time for reminisce. Om te dink, om te herdink, om terug te dink. En wie behalwe dat ek vir myself baie gebid het en die hande op myself gelê het vir die pyn, wil ek jou verseker, ek het vir ieder en elkeen van julle gebid. Ek het jou opgedra aan die Here, want ons gaan deur moeilike tye. As jy kyk vanmôre, so steeds die volle getalle wat sit nie, en dit gaan swaar daar buite, en ek wil vanmôre vir jou sê, ek weet dit. En ek bid vir jou, en my hart gaan uit vir ieder en elkeen van julle, maar ek wil vir jou sê, staan vas. Staan vas, want die Here sal vir ons kom deurbreek. Moenie moed opgee nie. Hou vas aan die Here. God sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En wie ons is, dis hoekom ons geseëndes is. Want ons het mekaar. Dankie vir al die mooi boodskappe, vir die oproepe van bemoediging. Ek waardeer dit opreg. Wie nou donderdag wat verby is dit 5 weke sedert die operasie. Ek dank die Here, ek's terug binne die 6 weke wat ek afgeboek was. Maar wie jy net, as ons oë gefestig hou op Jesus, is alles 'n bietjie makliker. Alles is 'n bietjie makliker. Want die Here onderneem vir ons, hy sal ons nie bo ons magte versoek nie. En daarom weet ons sal deur elke ding kom. Amen. En daarom wil ek ter afsluiting van die eerste boodskap, wil ek graag vanmôre vir jou 'n lied speel. Wyatt vra, Wyatt sê daai liedjie vir ons kan aansit. Luister aandagtig daardeur en weet, dis wat ek in my hart vir elkeen van julle bid. Baie dankie, Wyatt. And quick before the sunrise, when the night still holds your name, there's a whisper in the distance, calling softly through the rain. Every road may feel uncertain, every step may feel alone, but the stars still shine above you, and your heart will lead you home. When the silence feels too heavy, and the world won't let you breathe, there's a fire deep inside you, stronger than what you can see. Even when the sky falls down, even when you start to doubt, hold on to hope, hold on to dreams. Even when life's not what it seems, through every storm, through every fight, your soul is made to chase the light.
can bloom like flowers. Tears can turn to rivers wide. Every ending brings a promise. Every shadow needs the light. When your strength begins to tremble and your heart feels torn apart, there's a voice that keeps on calling from the deepest of your heart. Even when the road feels long, there's a place where you belong. Hold on, hold on, hold on to dreams, hold on to dream. Here it's not what it seems. Through every storm, through every fight, your soul was made, your soul was made to chase the light. Hold on to faith, don't let it fade. Through every tear, don't be afraid. Through every dark, through every night, you were born to find the light. And one day you will look behind, see how far your heart has climbed. Every scar, every breath led you to the answer there. You're stronger than the fear you feel. Oh, everyone will slowly heal. Through the pain you'll rise again. This is not the end. Hold on, hold on to dreams. Life is stronger than it seems. Through every storm, through every night, your soul was made to chase the light. Hold on, don't let it go. Even when you feel alone. Through every dark, through every fight, you were born to find the light. In the quiet, before the sunrise, there's a light waiting for you. Halleluja. Ek hoop jy voel bemoedig. Ons het mekaar nodig. En weet asseblief vanmôre, jy's nie alleen nie. Jy's waarlik nie alleen nie. Wanneer dinge swaar gaan en life gets tough, know that God is with you. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Ek hoop die hart is nou oop om te ontvang. Nou gaan ek die woord vanmôre met jou deel. Wees altyd versigtig, en ek dink elke prediker is, wie jy toelaat op die kansel. Want ons as pastore, as herder van die gemeente, het 'n verantwoordelikheid teenoor die kudde, en moet ons seker maak dat ons, die wie ons hier toelaat, dat hulle nou nie iets byster raak en ons heeltemal te mekaar maak, en dan jy skielik, dan moet hulle weer die stukke optel. En daarom is dit vir my regtig 'n groot eer om vir pastoor Jaggie baie dankie te sê, dat ek, wanneer ek nodig het, op sy knoppie kan druk, en hy vir my kan instaan, en hy dan hierdie tydperk wat ek ongestel was, vir my ingestaan het en aangegaan het. Ek is baie dankbaar daarvoor. Maar die rede hoekom ek hierdie inleiding gebruik is, want ons het so rukkie terug was dokter Johan Briberg by ons gewees. En nie dat daar enigstens fout is nie, maar hy het 'n onderwerp aangespreek wat heelwat omstrede of kontroversieel was. Onthou julle dit, hy het met ons gepraat oor die almose gee vir die arme by die robotte. Onthou julle dit? Nou ek gaan nou nie vanmôre sê sy lering was verkeerd nie, want ek gaan ook nie vanmôre sê jy moet vir die arme gee of jy moenie vir die arme gee nie. Laat die Heilige Gees jou daarin lei wanneer jy wil gee. Maar waaroor ek vanmôre met jou wil gesels is, ek wil met jou praat oor hoe jy mense behandel. Hoe ons mense behandel. My tema is waardigheid.
'n vrug van die Gees in hoe ons ander behandel. Nou kom ons lees saam, ek gaan ons saam lees uit Filippense 2. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot 11 uit Filippense 2. Is almal daar? Ons lees saam Filippense 2 vanaf vers 1. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tenderheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eengesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Hulle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag van God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemele en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Tot sover toe. Amen. Deel ons leef in 'n wêreld waar mense baie maklik verneder, afgeskryf of geminag word. Mense word beoordeel volgens hulle geld, hulle status, volgens ons velkleur, ons opvoeding, die foute wat ons gemaak het, ja, en selfs ons verlede. Mense sien dit oral. Ons sien dit op sosiale media, ons sien dit in ons huise, ons sien dit by ons werke, ons sien dit in ons kerk. Maar die Gees van God werk anders. Wanneer die Heilige Gees in 'n mens werk, verander hy nie net hoe ons bid nie. Hy verander ook hoe ons mense behandel. As jy nou waarlik wil sien of iemand die Gees van God dra, kyk bietjie hoe hy met mense praat. Kyk bietjie hoe hy teenoor ander mense optree, veral die wat dan nie so lekker in sy klas val nie. Sien, die vrug van die Gees word sigbaar in ons houdings. Die vrug van die Gees word sigbaar in ons woorde en ons optrede teenoor ander mense. Een van die mooiste tekens van 'n volwasse geestelikheid is wanneer 'n mens ander met waardigheid behandel. Nie net die belangrike mense nie. Net die mense wat saam met jou stem nie, maar elke mens. En weet jy hoekom? Elke mens dra die beeld van God. Elke mens het waardigheid omdat hy na die beeld van God geskape is. Genesis 1:27 sê vir ons, en God het die mens geskape na sy beeld. Dit beteken dat 'n mens se waarde nie lê in sy besittings nie. Dit lê nie in sy prestasies nie, maar in die feit dat God hom geskaap het. So wanneer ons mense verneder, wanneer ons mense verkleineer of afbreek, raak ons aan iets wat God gemaak het.
Dis hoekom die Gees van God ons leer om mense met eerbied te behandel. Dink aan 'n persoon wat 'n ryk peperdier skildery het. Jy gaan daardie skildery met baie versigtigheid hanteer. Is dit nie? Ek dink aan die Picasso's wat daar is, wat vir honderde miljoene verkoop word. Ek wil hom nie eens dra nie, dankie. Maar jy gaan baie versigtig dra, jy gaan val eerder as die skildery. Hoeveel te meer moet ons die mense ag wat deur God gemaak is. Weet julle wat? Party mense glimlag, maar diep binne is hulle stikkend. Diep binne is daar wonde van verwerping deur woorde van ander mense. 'n Kind wat nooit goed genoeg gevoel het nie. 'n Vrou wat mishandel is. 'n Man wat sy werk dalk verloor het en nie werk kry nie. Iemand wat deur die samelewing afgeskryf is, weens wat ook al die oorsaak. Ons weet die oorsaak daarvan is sonde. Maar geliefdes, daarby gaan ons kom. En net een woord van respek vir daardie persoon kan 'n stuk in 'n mens weer laat voel dat hy waarde het. Sien, die vrug van die Gees wys in hoe ons met mense praat. Vrug van die Gees is nie net die emosionele ervaring nie. Dit verander, dit raak prakties. Liefde, sagmoedigheid, goedheid, geduld. Al hierdie dinge beïnvloed hoe ons mense behandel. Baie mense sê hulle is vol van die Heilige Gees. Hulle praat hard. Hulle verneder mense. Hulle kyk neer op ander. Hulle behandel sekere mense asof hulle niks werd is nie. Maar weet julle wat? Jesus het altyd opgelig. Jesus het altyd bemoedig. Selfs mense wat deur ander geminag was. Jesus het saam met tollenaars geëet. Hy het aan die malaatses geraak. Hy het vroue met respek behandel in 'n tyd waar 'n vrou glad nie gerespekteer was nie. Geliefdes, die Gees van Christus bring waardigheid terug na mense toe. Toe die oorspellige vrou voor die skares en voor Jesus gebring word, waar almal haar veroordeel, almal wou haar stenig. Maar Jesus het haar nie verneder nie. Hy het die waarheid gepraat, maar met genade. Hy het haar sondes nie goed gepraat nie. En hierdie is baie belangrik. Hy het haar sondes nie goed gepraat nie, maar hy het haar steeds met waardigheid behandel. Dis waar die verskil in. Dis belangrik, luister mooi. Waardigheid beteken nie ons stem saam met die sonde nie. Dit beteken ons onthou dat selfs gefalle mense nog deur God geliefd is. Weet jy, nederigheid laat ons ander mense hoër ag as onsself. So nou gelees in vers 2, ag in nederigheid, die een die ander hoër as homself. Die vlees sê ek is belangriker. Die vlees sê ek weet beter. Jy beteken niks. Maar die Gees bring nederigheid. Ware geestelike mense hoef nie ander klein te maak om hulle self groter te laat voel. Wanneer die Gees in jou werk, luister jy meer, jy praat sagter, jy oordeel minder, jy respekteer mense, behandel jy hulle self, al is hulle swak mense, behandel jy hulle met eer. Wie 'n boom wat vrug dra, as hy nou baie vrug dra, dan hang sy takke mos.
sodat elkeen nou maar kan bykom, né? Nou is maar dieselfde met ons. Mense wat werklik vol van die Gees is, raak sagter, nie harder nie. Hulle dra waardigheid oor aan ander mense. Mense voel veilig by hulle. Mense voel gerespekteerd, hulle voel raak gesien, hulle voel gehoor. Ons woorde kan op waarheid bou of afbreek. Jakobus sê lewe en dood lê in die mag van die tong. Met dieselfde mond loof ons die Here en breek ons ander af. Hoe tragies. Party mense dra nog vandag die letsels van woorde. Jy is nie goed genoeg nie. Jy sal niks word nie. Jy is dom. Niemand wil jou hê nie. Maar die Gees van God leer ons om lewe te spreek. Behandel mense met waardigheid. Die kassier wat jy instap en alles in sy, ek het al van hulle so gekyk en dink ek, dit is nie 'n goeie dag vir dan. En ek ken daai dae, alles wat jy raak, verander net in 'n nagmerrie. En dit raak nie makliker vir daai kassier nie, want die volgende persoon en almal is al opgewerk wat in die ry moet staan en self aan foute maak en met aanhou die bestuurder terugroep want hy twee dinge opgelaai. Jy weet nou ja, ek verstaan, maar kan jy nie eerder net opbou as om af te breek nie? Kan jy nie maar eerder net sê ek kan sien jy het 'n lang dag maar hou goeie moed. Dit sal ook verbygaan. Die petroljoggie. Woord van bemoediging, nee my Boeta, jy so fliks en jy kom altyd aangehardloop, jy het altyd 'n glimlag op jou gesig. Jy moes al jou eie garage gehad het. In steede van maak vol jou vrou, ek gaan nie soen doen, jou vrou. Jou man, ek gaan ook nie soen doen, jou kinders. Mense, hoe praat ons met mekaar? En juist daar waar ons vryheid het, waar ons kan sê wat ons wil, waar ons in 'n safe environment is, nee, nou dink jy het license om te doen wat jy wil. Nee man, dis juist daar wat jou woorde moet tel. Dis juist daar waar jou woorde sag moet wees. Maar nee, ek kan vir jou sê wat party mans of party vrouens sê, jong, wat van die arme persone aan die straat? Wat van arme mense wat jy ken? Hier wat net, kan ons nie begin om die wêreld op te tel, eerder as om te vertrap nie. Amen. Want is genade alleen dat jy miskien nie daar is nie. Selfs die persoon wat jou teleurgestel het, wat jou seer gemaak het. Nee, ek wou nie die getuienis bring nie, maar kom ek doen dit, tot eer van die Here. Ons het so sê, dit was iets van alles. Dit was 'n uitreik, dit was 'n kermis, dit was 'n partytjie, dit was 'n piknik, alles daarbo in ons is vereniging toe vir die dag. En klomp mense kom besoek en alles en ons was so oor 2 velde van 'n weet nie of dit skoolse velde is, maar ons 2 groot velde in die bos. Nou beweeg ek tussen 2 velde heen en weer. En ek ontmoet die familie op die een veld en hulle is 2 families, seker vriende of familie. En hulle vrouens en hulle klomp kinders. En ek voel dit toe om daar tyd te spandeer. Hier's nuwe mense, kom ek leer hulle ken, kom, jy weet, hier's 'n geleentheid. En aan die ander kant steep ek die skape af, die 99. En op 'n stadium kry ek die geleentheid om hulle toe nou boontoe te vat, daar waar die ander is, want hulle soek na 'n persoon. So in die gesprek deur die dag kom dit op. Ek gaan nie name noem nie, want hulle is nog in die een is weg, die ander is nog in die gemeente. Maar ek natuurlik stap saam met my, ek vat julle, wys julle waar is hy. Mense, kom daar en nou hier is 'n bietjie besig, hier is op die stalletjie, is die meerderheid van die mense, so my aandag sal ook half afgetrek en toe ek myself weer kry, toe's die 2 ouens besig om die ou wat hulle gesoek het te penalty.
En ek het daar gekom, en ons het hulle uit mekaar uitgekry, en die 2 mans nou, die nuwe mense, het R100 in hulle hand. En hulle gooi die R100 vir die ou wat nou pak slaag gekry het. Hulle sê vir hom, vat jou vals geld wat jy by ons mee goed kom koop het, en noem jouself tog 'n kerkmens. Nou weet jy net, dit is seker nog die moeilikste situasie wat ek moes hanteer. Want wat doen jy? Wie is reg, wie is verkeerd? En wie is ek om te judge? Want beide partye het nie reg opgetree nie. En beide partye tree nog steeds nie reg op nie. Maar deur die genade van die Here kon ek beide daai gesinne nog onder die bloed van Christus hou. En hulle kon verenig, en hulle kon restituisie doen, en hulle kon as kennisse uit mekaar uitgaan, eerder as vyande. Maar wie jy, ons moet mense met waardigheid hanteer. Want ons openbaar Christus, nie net in hoe ons bid nie, maar in hoe ons mense behandel. Nou die kerk moet 'n plek van waardigheid wees. Ek wou in die plek sê, die kerk moet 'n plek van waardigheid word. Maar dit is nie heeltemal waar. Ons moet 'n plek van waardigheid wees. Die wêreld breek mense af. Die kerk is veronderstel om mense weer op te bou. Dis my en jou plig as kind van God om op te bou. Nie af te breek nie. Hier behoort gebroke mense welkom te voel. Die arme moet geëer voel. Die Bybel sê, salig is die armes van gees. In Lukas 6:20 lees ons Jesus se direkte woorde vir sy disippels. Geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Hier behoort vreemdelinge aanvaar te word. Die sondaar hoop te vind. Want die mense by die kerk instap, ek wil nie voel ek word beoordeel nie. Hulle moet voel ek word gesien. Hulle moet voel ek het waarde. God het my nie vergeet nie. Geliefdes, ek wil afsluit. Die vrug van die Gees is nie net krag nie. Dis karakter ook. Dit moet deur ons karakter deurkom. En een van die mooiste uitdrukkings van daardie karakter is waardigheid. Mense waardig te sien. Mense waardig te behandel. Mag God ons help om sagter te praat. Mag God ons help om stadiger te oordeel en vinniger lief te hê. En elke mens te behandel as iemand vir wie Christus gesterf het. Want wanneer ons ander met waardigheid behandel, wys ons die hart van Jesus. En as daar enigiets is wat ek vir God kon teruggee, dan wil dit, mense met Jesus in my kan raak sien. Ek verdien niks nie. Dit is alles genade. Ek wil 'n oproep maak aan julle ter afsluiting. Vra jouself vandag, laat my woorde mense heel voel of stikkend? Bring ek eer of vernedering? Voel mense kleiner of geliefd nadat ek met hulle gepraat het? Mag die Heilige Gees vandag 'n nuwe sagtheid in ons harte werk. Dat ons nie net mense sal sien nie, maar siele wat deur God geskape is en geliefd is. Amen. Die musikante kan vir my na vore kom.
ons staan en sing ons saam. Bind us together, Lord. Bind us together. As jy wil, kan jy inhou by iemand saam, langs iemand. Kom ons sing lekker saam. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is what we see. Lord, bind us together. Lord, bind us together. Lord, bonds that cannot be broken. Bind us together. Lord, bind us together. Lord, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is what we see. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with Halleluja. Prys die naam van die Here. Staan net en ontvang die seën van God. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen. Dankie, ons is vandag. Onthou asseblief jou naam net daar op die tafel vir die kruisies.